verskeie mening en dit is seker die grootste dag in die kerk van die Here Jesus se lewe, in die naweek. Ek sê baie keer, gaan nie die naweek weg nie. Geen mens om weg te gaan as hulle wil. Maar dit is God. Het is tyd om by God te kom sit en net om dankie te sê vir wat hy vir ons gedoen het. Ek bring Heavenly Father, what a privilege to know you today. What a privilege that we can enter into the Holy of Holies and we can come and stand in front of your throne of grace. Nou, Here, wat is net oor genade. U het gekom en vir ons genade kom uitstort, Here. Al maak ons soveel foute in ons lewe, Here, al val ons soveel keer, Here, dan is jy altyd daar om ons op te tel. Want is genade. Dankie dat ons vanmorgen kan uitroep, ek is gered uit genade, nie by my werke nie, nie deur ek week is nie, nie deur waar vandaan kom nie, maar is net genade vanmorgen. Ons wil vanmorgen vraag dat die in die plek sal beweeg op 'n besonderse wyse. Dat die vanmorgen by mense sal moet stilstaan, Here, en net die Gees op ons kom uitgiet. Holy Spirit, we need your presence. Come like a mighty rushing wind, pour the heaven upon us, and let your glory just fill this place. In the mighty name of Jesus. Ons is hier, Here, om ja aan hierdie eer te bring, aan hierdie lof te besit. Wat is jou liefde vir ons siele vanmorgen? Ek wil vraag, Here, bereik die goddelike doel vanmorgen in die plek. Dat die vanmorgen by elke persoon in die plek sal op stilstaan, selfs hulle wat vanmorgen dalk, Here, die diens volg op live, Here, dat die ook by hulle sal stilstaan vanmorgen. En dat ons dit vanmorgen in eerlijkheid sal ervaar. Ons woorde is te min vanmorgen, Here, maar ons kan net vanmorgen sê dankie. Dankie, dankie. Vir die gunst en genade. Amen en amen. Ons gaan lekker saam sit tot eer van die Here. Ek wil ook goed sê, soos vir die Here omlei, ons gaan op die wacht vir die oggends opvraag as hy tiendes, dan ook vir elkeen, wat so goed hulle opvraag as hy tiendes gee, mag die Here jy seën. Kom ons staan, dan gaan ons lekker sit, tot eer van die naam van die Here.
lees in die laaste skrif. En die Bybel sê dat toe die Israeliete die sangers opstel, was daar 100 priesters wat trompette geblaas het. En weet jy wat die Bybel sê, die lofsange en die amens en die prys gaan soos donderslae in die hemel wees. Dan wonder ek partykeer skiet ons nog so 'n bietjie kort. Ag, kan ons die Here 'n lekker lofoffer gee? Amen.
liedjie sing. Wat baie na my hart is die keer van oudste liedjies, wat saam met Pinkster kom nog, daar's 'n ou liewe kruis.
Die tweede hoofstuk, die 6de vers. Ek lees vir die Engelse Bybel. He had equal status with God, but he didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages and the status no matter what. Not at all. When the time came, he set aside, he exchanged the privileges and deity and took on the status of a slave and became human. Having become human, he stayed human. It was an incredible human process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death, it was a crucifixion. Vader, wat 'n kosbare oggend. Dankie vanmôre, Here, vir u tasbare teenwoordigheid in hierdie plek. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat u hier is om ons te kom seën. Dat u hier is, Here, om met ons te kom praat. Dat u hier is om ons lofuiting en ons aanbidding te aanvaar as 'n wierookoffer voor die aangesig. Dankie vanmôre, Here, dat ons vir 'n oomblik om die woord kan kom sit en net weer bietjie kan reflekteer op wat u vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. Dat ons vanmôre net vir 'n oomblik weer kan besef, Here, ons is nie weggooi kinders nie. Ons is kinders van 'n lewende God. My Pa is die koning van die heelal. Ek verklaar vanmôre my totale afhanklikheid van die Gees van die Here en ek vra, Here, dat U nou elke gedagte sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan die Gees en tot gehoorsaamheid aan die woord. Ek onderwerp my totaal en al vanmôre, Here, onder die salwende krag en die leidende krag van God se Heilige Gees, dat ek hierdie woord sal spreek, Here, soos wat U dit vir my gegee het. Ek bid ook, Here, reg oor hierdie wêreld heen waar mense vanmôre Goeie Vrydag vier, Here, wil ek vanmôre bid dat die elke prediker, Here, maak nie saak wat 'n kerk of dat dit die denominasie is nie, maar dat die elkeen sal sien dat die krag van die Here weer mense sal aanraak en dat die Christendom weer sal besef ons het 'n God wat leef. Seën ons nou, Here, ons vra dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen en amen. So baie keer wanneer ons dink of praat of selfs spreek oor die kruisiging, dan begin dit vir ons dalk by toe Jesus ingekom het in Jerusalem op die esel. Vir ander mense begin dit dalk toe hy saam met sy disippels om die tafel gesit het. Vir ander begin dit dalk die oomblik toe hy gearresteer is. But what we don't always recognize and what we don't know is everything actually just started in the boardrooms of heaven. When the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit decided on a redemption plan for a lost world. Our scripture starts off by explaining who Jesus was. He was God. The Bible says he was equal status with God. He was God.
He had equal status with the Father and with the Holy Spirit. He was and ever will be the King of Kings and the Lord of Lords. Johannes 1 beskryf vir ons, wanneer ons gaan kyk na hierdie skrif, dan beskryf dit vir ons wie Jesus was. Hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het ontstaan deur hom. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. As ons besef vanmôre, kind van die Here, wie Jesus was, dat hy was nie net God nie. He was the creator of universe. Volgens hierdie skrifgedeelte in Johannes 1 vers 2 sê alle dinge het bestaan, het ontstaan deur hom. En sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. He was the creator of everything. Die Bybel gaan verder in die 3de vers, dat sê hy, in hom was lewe, en die lewe was die lig van alle mense. He was life. Sonder Jesus is daar nie vanmôre lewe nie. Sonder Jesus is daar vir die kerk van die Here Jesus en vir hierdie verlore gaande wêreld is daar nie vanmôre lewe nie. Dis maar eintlik maar dan net 'n voortbestaan. Wat ek en jy vanmôre moet besef, kerk van die Here, en ek praat met u oor the great exchange. Wat ek en jy vanmôre moet besef, is dat Jesus was nie geboelie in iets wat hy nie wou doen nie. Hy was nie gedwing gewees deur die Vader en deur die Heilige Gees om aarde toe te kom en alles wat hy gehad het prys te gee nie. Dit was sy vrywillige keuse gewees. Vrywilliglik het hy alles opgeoffer. Vrywillige kerk van die Here, terwille van 'n verlore gaande wêreld, terwille van jou en van my vanmôre wat vir hel verdiende sondaars was. Terwille van ons was hy bereid gewees om alles wat hy gehad het op te offer. He was willing to exchange everything he had. He was willing to exchange the fact that he was God and the creator of everything. He was willing to exchange everything to become a slave, a human being on earth. What a great exchange. Ons vers sê vanmôre so mooi, die 6de vers, hy sê, he didn't think as much of himself that he clung to the advantages and the status he had. Hy het nie vasgeklou aan wie hy was en wat hy gehad het nie. His status as God and the Creator didn't matter to him. What mattered to him was a lost world being saved.
It didn't matter to him to sit on a throne and to rule as the King of Kings. What mattered to him is to die on a cross of Calvary so that you and me can be saved today. What a great exchange. Jy sien, dit begin nie alles net by Golgotha's heuwel nie. Dit begin nie alles net toe hy inry op die esel by Jerusalem inry nie. Dit begin nie net in die tuin van Getsemane nie. Hierdie groot ruiling wat hy gemaak het begin toe hy ja gesê het om aarde toe te kom. Ek wil jy moet besef die pad wat ons Here Jesus gestap het. Ons praat baie oor die pad van die Via Dolorosa. Wat reg is, daar's niks meer verkeerd nie. Maar besef jy vanmôre kerk dat die hele pad wat hy gestap het in sy 33 jaar het hy altyd in sy agterkop gehad en geweet, I'm going to die on a cross of Calvary. Wanneer hy siekes gesond gemaak het, dooies opgewek het, verslaafdes vrygemaak het, het hy in sy hart geweet, van julle gaan uitroep, kruisig hom, kruisig hom. The great exchange started off long before the day on Calvary's hill. He exchanged everything. For you and me. Vergun my om vir u die Amplified Bible se 6de vers te lees. Hy sê, he who although he existed in the form and unchanging essence of God, as one with him, processing the fullness of all the divine attributes, the entire nature as God, did not regard equality with God a thing to grasp or to hold on, as if he did not already possess it, or was not afraid of losing it. Die 7de vers van ons geleesde gedeelte. Hy sê, when the time comes, he set aside, he exchanged the privileges, the deity, and took on the status of a slave and become a human. Gewoonlik in ons menslike DNA, as ek dit so kan stel, of in ons persoonlikheid, of in ons geaardheid, of wie ons is, soek ons maar altyd promosie, is dit nie so nie? Het sy dit by jou werk is, waar dit ook al mag wees, ons het altyd gepraat, by my het ons gepraat van steppies, ons soek steppies. Jy sien ons as mens, in ons daaglikse posisie, in ons daaglikse lewe wil ons graag hoër gaan. Ons is nie bereid om 'n hoër posisie te verruil vir 'n laer posisie nie. Inteendeel, ek dink nogal as iemand in 'n hoë posisie is en skielik word hy gedemote na 'n laer posisie toe, dan krap dit nogal mense om. But Jesus was demoted.
Besef u vanmôre die pad wat Jesus gestap het. Besef jy vanmôre die ruiling wat hy gemaak het. He was demoted from a king to a slave. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net daaraan dink. Laat dit vir 'n oomblik net by jou insink. The King of all kings demoted himself to become a slave. He exchanged everything, the great exchange for you and me. Dit was vir jou en vir my gewees wat dit gebeur het. The great exchange that changed the lives of men and women started in heaven. Die profeet Jesaja, jare voor Jesus aarde toe gekom het, as 'n babatjie gebore is, begin hy te profeteer van hierdie exchange, hierdie ruilhandel, hierdie ruiltransaksie. Hy kom in Jesaja 53 vers 5 en hy sê, but it was for our sins he was wounded, and for our evil doings he was crushed. He took the punishment by which we have peace. He exchanged our punishment for peace. What a great exchange. Jy sien dit begin in die hemel, toe hy alles opgeoffer het om aarde toe te kom, maar dis nie waar dit geëindig het nie. Maar toe die dag aanbreek, as ek dit vanmôre in ons eie woorde en ons eie taal kan uitroep, toe die goeie Vrydag aanbreek, toe die dag aanbreek, wat hy moet die pad van die Via Dolorosa stap, toe gaan hierdie exchange, hierdie verruiling, maar net nog 'n stappie aan. And he exchanged my punishment for peace. He took my punishments. Hy wat onskuldig staan, vat my en jou straf. Dit wat hom nie toegekom het nie. Die wonde wat eintlik myne en joune moes gewees het. Vat hy op die kruis van Golgotha, die Bybel sê, en hy was deurboor ter wille van my oortredinge. He took my punishment to give me peace. Jy sien, hy verruil sy vrede vir dit wat ek moet deurgaan. Hy verruil sy vrede wat hy gehad het, want hy is die vredemaker. Hy is die vredevors. Maar hy verruil hierdie vrede om verbrysel te word, sodat ek en jy vanmôre vrede kan hê wat alle verstand te bowe gaan. The good news Bible reads as follows. It says he was wounded and crushed for our rebellion acts. Because of this exchange, we are reconciled with God the Father. He exchanged his peace for my punishment.
Vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5d sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy verruil genesing vir krankheid en siekte. Hy verruil die genesing wat aan hom gefondament is. Die genesing wat in hom gegraveer is. Hy wat die groot geneesheer is. Sterf aan 'n kruis van Golgotha en hy verruil dit vir my krankhede en vir my siekte. Ek wil net vir 'n oomblik kom dink. Terwyl aan die kruis van Golgotha hang, toe word elke siekte, elke krankheid wat jy vanmôre aan kan dink, wat in die verlede was, wat in vandag se dag is en wat nog in die toekoms was, man, wat ons nog nie eens van gehoor het nie. Elke siekte en elke krankheid word op hom uitgestort op die kruis van Golgotha. As ek dit vanmôre vir jou kan beskryf, dat jy die intensiteit kan begryp vanmôre, terwyl hy aan die kruis van Golgotha hang, toe word hy melaats. Toe kry hy kanker. Toe kry hy hartversaking en nierversaking, en ag, dis maar net 'n paar wat ek vanmôre noem, want die Bybel sê, hy het elke krankheid het hy op hom geneem. Sodat ek en jy vanmôre genesing kan kry. Ek wil vir jou vanmôre sê, kerk van die Here, maak nie vanmôre saak wat se krankheid jy in jou liggaam mee sit nie. Maak nie vanmôre saak met wat se siekte jy mee struggle en wat se pyn jy vanmôre mee stoei in jou liggaam nie. Die Bybel sê vanmôre, he exchanged every disease and every sickness so that I can be healed. What a great exchange. Dis nie waar dit stop nie. Die Bybel leer vir ons dat elke krankheid en elke siekte wat daar was, het sy dit vanmôre liggaamlik was, het sy dit sielkundig was, het sy dit emosioneel was op hom uitgestort op die heuwel van Golgotha. Ek wil vir iemand vanmôre in hierdie plek sê, dalk struggle jy vanmôre met depressie. Ek wil vanmôre vir jou sê, he became depressed so that you can be healed. Jy sien op die oor af klink dit vanmôre, wat jy dalk wil kan sê, pastoor, kan dit waar wees? Die Bybel sê vanmôre, elke krankheid en elke siekte, every disease you can think of today, he took upon him and he exchanged it for healing, for a rotten world, rebellion people, sodat ek en jy vanmôre genesing kan vind. Ag, ek wil jou vra vir 'n môre, vir 'n oomblik. As jy in hierdie plek sit vanmôre en jy dalk siekte in jou liggaam, jy dalk 'n pyn iewerster. Ag, sluit gou vir 'n oomblik die oë daar waar jy sit. Ek vra elkeen, sluit net gou vir 'n oomblik die oë. Ek gaan nou aangaan om te preek. Ek wil net doen wat die Here nou vir my sê om te doen. As jy vanmôre hier sit en jy het een of ander krankheid in jou liggaam, jy het 'n pyn, wil ek hê vir 'n oomblik net sit net jou hand so daar waar dit seer is. Sit vir 'n oomblik net jou hand.
daar waar jy siek is, daar waar jy krank is. Vader, in die naam van Jesus, kom ek teen elke krankheid in hierdie liggame, in die naam van Jesus. U woord sê, Here, U die ruiling gemaak 2000 jaar gelede. Ek hoef nie vanmôre siek te wees nie, Here, want daar het genesing gekom deur die bloed van Jesus Christus. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek bid nou dat U nou mense sal aanraak in hierdie plek, Here. Mense wat vanmôre op Facebook kyk, Here, dat U nou mense sal genees in hierdie oomblik in die naam van die Here. Dat die krag van God se Heilige Gees nou deur mense sal vloei in Jesus naam. En volmaakte genesing bring in Jesus naam. Baie dankie. Ek wil dit dalk net noem vanmôre. Vir die wat dit nog nie weet nie. Die wat dit nog nie gehoor het nie. As 'n tienerseun staan ek langs die bed van my eie sussie. 2 jaar ouer as ek. En sy sterf op die operasietafel. 7 minute verder, toe skryf die dokters die doodsertifikaat uit. Faith, haar naam is geloof, het gesterf. Ek sal nooit vergeet nie, my pa en pastoor Wouter Duisel stap by daai plek in en hulle lê hulle hande op haar. En die volgende oomblik toe begin sy asemhaal. Ek sal nooit vergeet dat die dokters het gesê, sy sal nooit weer normaal wees nie, want sy was te lank dood, haar brein was te lank sonder suurstof. 2 weke daarna, toe maak sy haar oë oop en die eerste woorde wat sy vir my pa sê is, Dad, bid vir my. Sy is vandag 'n evangelis, sy werk vir God in die Kaap. Jy sien, dis die God wat ek vanmôre aanbid. He exchanged death for healing. In my eie liggaam kan ek jou vanmôre besig hou vir ure. Hoe God my gesond gemaak het toe die dokters my gesê het, daar's nie hoop nie. Met my eie oë het ek gesien hoe mense uit rolstoel uit opstaan, hoe blinde oë sien, hoe 'n oog vorm wanneer sy oog is nie. In my jare heen wat ek God dien, kerk van die Here, I saw the exchange happening in the life of people. Ek het hierdie ruiling met ek gesien met my eie oë, in my eie liggaam geervaar, kerk van die Here, hoe die ruiling plaasvind, terwyl daar vir mense gebid word daar 'n verruiling plaasgevind, want 2000 jaar gelede, op 'n heuwel vol Golgotha toe sterwe die Seun van God, en deur sy wonde het daar vir my genesing gekom, deur sy wonde het daar vanmôre vir jou genesing gekom, kerk van die Here, toe sy bloed vloeie en druppe in die stoffe van Golgotha's heuwel, toe roep hy uit, I exchange every sickness for healing in your body. That's the God that I serve. What a great exchange. Ek sê dit vir iemand naby jou, what a great exchange. Sabana rabayet. Ek vergun my nog so 'n paar minute. Ek gee 'n woord uit die hart van God uit vanmôre. Tweede Korintiërs 5 vers 21 sê, He made him who knew nothing of sin to be sin for us, in order that in him we may become righteous with God. Die Afrikaanse Bybel sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak
Jy sien, as ek gaan kyk Hebreërs 4 vers 15, praat mooi dat Jesus nooit gesondig het nie. Hy sê, for we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses and our temptations, but one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human in every respect as we are, yet without ever committing sin. But yet, when he hung on the cross of Calvary, God the Father made him sin for us. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat die Bybel sê. Die Bybel sê nie hy het sonde op hom kom sit nie. Hy het sonde vir my geword. He becomes sin. Is die enigste manier hoe Jesus kon sterf, want hy was die lig van die lewe. Ons het nou gelees in Johannes 1 vers 3, het ons gesien hy is die lewe en hy is die lig van hierdie wêreld, en die enigste manier hoe hy kon sterf, want hy kon nie sterf nie, want die lig kon nie sterf nie. Terwyl Jesus lig was, kon hy nie sterf nie. Maar jy sien die Bybel sê ook, die loon van die sonde is die dood. Die enigste manier hoe die lig van die lewe kon sterf van die kruis van Golgotha, he had to become sin. Dit was die enigste manier. Die enigste uitweg. Die enigste verruiling wat kon plaasvind, sodat hy kon sterf. Anders kon hy nie sterf nie. Interessant net, jy het al allemaal die Bybel gelees. Die Bybel sê dat duisternis op die aarde gekom. Het jy dit al gelees? Duisternis. Hoekom? Want die lig van die lewe het gesterf. Die oomblik toe die lig van die lewe sterf, toe kom maar duisternis op die aarde. But the only way you could die, God had to make him sin. Ek wil vanmôre vir jou sê, elke sonde en ongeregtigheid wat jy vanmôre aan kan dink, selfs dit wat jy vanmôre nie aan kan dink nie, elke sonde en ongeregtigheid wat al ooit in hierdie lewe plaasgevind het, het Jesus geword aan die kruis van Golgotha. He had to become sin. He exchanged his holiness and his righteousness. He exchanged it to become sin for you and me. What a great exchange. Die Bybel sê, God het sy aangesig van hom al weggedraai. Jesus roep uit en hy sê, Vader, waarom het U my verlaat? Jy sien die Bybel sê die sonde word 'n skeidsmuur tussen my en God. God se arm is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te kort om te hoor nie, maar jou sonde maak 'n skeidsmuur tussen my. God draai sy aangesig van sonde af weg en die oomblik toe Jesus sonde word aan die kruis van Golgotha, toe draai die Vader sy aangesig van hom af weg. Want God distansieer hom van sonde. He had to become sin so that we could become righteous. Sodat ek en jy vanmôre 'n regstand met God kan kry. Sodat ek en jy vanmôre in verhouding met die drie eenheid, die Godheid kan hê vanmôre kerk. Jesus word sonde vir my en vir jou. Aan die kruis van Golgotha. Die laaste ene wat 'n verruiling wat ek by wil stil staan vanmôre vir 'n oomblik. Galasiërs 3 vers 16 sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word.
Want daar is geskrywe, vervloek is hy wat hang aan 'n kruis. Sodat die seun, ek sê net vir iemand, die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Hy verruil 'n vloek vir 'n seën. Hy verruil die vloek van die wet vir die seën van genade. Sodat ek en jy vanmôre genade kan kry. Sodat ek en jy vanmôre die seën van die Here op my lewe kan hê, die genade van God. Die Bybel sê in die skrifgedeelte wat ek nou net gelees het, hy sê, luister mooi, hy sê, vervloek, vir Christus het ons losgekoop vir die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hy word die vloek. He exchanged and become the curse so that we can have the blessing of this grace. Elke vloek wat jy dink wat jy in jou lewe kon gehad het. Ek wil vanmôre dit uitroep dat jy dit hoor. Ek het geen vloek op my lewe nie. Want ek sien die oomblik wanneer ek my hart vir Jesus gee, sê Paulus, ek is 'n nuwe mens in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek gee nie om wat my pa en my oupa grootjie en wie ook al hulle wil noem. Ek gee nie om wat hulle gemaak het nie. I'm born again and I'm a child of God. I'm washed in the blood of the Lamb and my name is written in the Lamb's book of life. I've got no curse on my life. I only got the blessings and the grace of God upon my life. And the same to you. Jy sien, wanneer ek wedergebore word, dan word ek nie gebore uit vleeslike nie. Ek word gebore uit die geestelike en ek word 'n kind van die lewende God. Ek wil sluit. Filippense 2 vers 8 sê, having become human, he stayed human. It was an incredibly humble process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death on the cross. Jy sien, nêrens in die tyd wat Jesus op aarde was, het hy vir die Vader gesê, okay, ek het nou anderster besluit nie. I've changed my mind. Die wêreld kan maar verlore gaan, Here, ek kom terug na U toe nie. Die Bybel sê selfs in die tuin van Getsemane, terwyl sy sweet soos bloeddruppels word, en hy in angs vasgevang is, en hy hierdie goed sien, hierdie sonde wat op hom gelaai gaan word. Hy sien hierdie krankheid wat op hom gelaai gaan word. Hy sien hoe die Vader sy aangesig van hom af wegdraai. Hy sien hierdie goede, roep hy uit, Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker verby gaan, maar nie by my wil nie, Vader. Laat U wil geskied. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Bybel sê, He could have called 10,000 angels, but He died alone for you and me. That's the price that He paid. That's the great exchange that He made for you and me. Hy maak hierdie ruiling kerk van die Here, sodat ek en jy vanmôre net die goed kan hê en die goed kan smaak wat hy vir my geverruil het. The great exchange. Kom ons sluit ons oë asseblief. Ek vra elke oog gesluit en elke hoof gebuig asseblief.
was so kruis. Meisjes aan de hoofd. Want toe Jesus aan die kruis van Golgotha hang, het hy gegaan oor wat hy gevoel het. Dit het nie gegaan oor wat hy ervaar het nie. Maar hy verby die pyn, verby die slaag,
verby die vernedering, verby alles, het jy jou naam geken terwyl jy die kruis van God gehang het. While he was on the cross, I was on his mind. He knew me long before I was born. When he died on the cross of Calvary, he knew my name. Dit het nie gegaan oor gevoel nie. Ek wil vanmôre veel vra as jy in die plek is vanmôre. Ek weet nie wat jy vanmôre deurgaan nie. Het sy vanmôre krankheid, het sy sondes, het sy vanmôre wat ook al van vrede kan wees. Wat ook al vanmôre God wants to exchange. He want to make the exchange today for you in this place. Dit gaan nie vanmôre oor ek voel. As ek voel nie vanmôre so daar nie. Ek wil net luister net vir 'n oomblik weer. Nee, dit is nie die derde vers nie.
Ek
Ek bid nou Vader dat ons op verdaag in die liefde en vrede. Bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar. Ons vra Here dat U met ons sal gaan. Gee die engele gaan op die veld voor ons uit te trek, ons agterhoeder wees en van alle kante af in te sluit. Heilige Gees, wees hier die naprediker van die woord, dat wat ons hier uitgaan, dat ons nie die woord sal vergeet nie, sal ons sal weet, Here, dat U nog steeds besig is met heilige proses. En ek eerlik loof U daarvoor. Amen en amen. Ek wil toch net vir U noem dat ek van vanaand, Pastor Johan hulle ontgedesrus het konferensie hier die hele naweek. Ons wil vanaand hulle ondersteun, die wat saam met my opgesaam wil gaan is welkom. Die diens begin 6:00, want hy is op 5:00 by ons gaan ons huis, dan hulle nie. As jy wil saam gaan is meer as welkom. Sondagoggend gaan ek met die praat oor die final blow, en dan by daai geleentheid gaan ons op nagmaal hê, en ek wil even weet dat as jou kind weet waaroor gaan die nagmaal, wat hy in die nagmaal tafel sit. Die Bybel sê as hy wat nie deel het aan die nagmaal, nie deel aan Christus nie. So ek nooi elkeen uit sondagoggend, bring iemand saam, nooi iemand kerk nie. The final blow. Die Here seën, gaan in vrede. Groete bis aan die mense